Goeiemôre vriende, hier op hierdie Saterdagoggend, die 28ste Maart 2026. Ons is omtrent alweer aan die einde van nog 'n maand, né? So dis eintlik net ongelooflik hoe die tyd verbysnel. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Maar ja, voordat ek vergeet. Volgende week het ons is mos nou Palm Sondag hierdie Sondag. Ek nooi julle almal uit vir die erediens ook. En dan Maandag, Dinsdag, Woensdag aand het ons meditatiewe byeenkoms waar dit is letterlik is 'n halfuur diens. Julle sien nie eens vir my nie, ons is 'n julle kom in donkerte in, ons verlig die kruis, en julle sit net daar in hierdie lydenstyd, en julle raak so 'n bietjie bewus van Jesus, van waarheen moes hy gegaan het daai laaste week voor sy dood, en ek lees vir julle gedeeltes uit die skrif, en julle kan daaroor mediteer, so dit is stil, rustig, jy kom sit net daar, mediteer 'n bietjie, want so kom ons het ook meditasiedienste, noem die eerste 3, dan donderdag aand is dit ons 'n tenebreis, as julle weet, beteken verdonkering, waar ons dan 10 kerse voor het, waarby ons dan die laaste gedeelte van Jesus se lewe dan lees, letterlik net uit die Bybel uit lees, ook weer tyd gee om te mediteer daaroor, soos die kerse, blaas ons die kerse dood, elkeen voor hom, die nagmaal instelling wat Jesus gedoen het, die voete was wat Jesus gedoen het, alles deel van daardie diens. Dis ook gewoonlik so 35 minute die donderdag aand. Ek dink is 'n baie sinvolle byeenkoms. Jy kan dit nie regtig 'n diens noem nie. Dit is eintlik 'n belewenis georiënteerde meditatiewe bepeinsing. As jy hom amper half so 'n mond vol wil gee. So ek nooi julle uit daarna toe, en dan natuurlik die Vrydag het ons die goeie Vrydagdiens 9:00 die oggend, waar ons dan 'n loopnagmaal het. Ons gaan die 7 kruiswoorde gaan ons hanteer van Jesus wat hy gedoen het. En dan Sondag is die opstandingsdiens waar dit 'n jubilaar is. So Vrydag is die klere nog swart en grou en alles, en dan Sondag die totale teenoorgestelde, 'n skitterwit en goud. Daar's blomme, ons sit die kruis vol blomme. Christus se opstanding bring lewe. Dis alles daar. So dis 'n wonderlike diens om sommer net by ons as gelowiges te wees. Dis absoluut die kern van ons Christen wees, is die opstanding van Jesus Christus, né? So ek nooi julle uit. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om sommer so by mekaar te kan wees, met U te mag praat. Te kan weet, Here, dat U by ons is, dat U vir ons lei, dat U vir ons bystaan elke oomblik van die dag. Here, baie dankie vir U liefde. Baie dankie, Here, vir U absolute, onverduidelike genade vir ons. Here, dat U enigstens met die mens 'n verhouding wil hê, gaan ons verstand te bowe, want ons mens is in sy wese verrot. Dit sien ons maar nou net reg oor die hele wêreld. En daarom, Here, weet ons dit suiwer en alleen genade, liefde, onbeperkte liefde van U. Here, wat maak dat U ons nie verdelg nie. En daarvoor, Here, wil ons in hierdie tyd waar U vir Christus gestuur het, U self onverstaanbaar vir menslike verstand, totaal niks vir U wat die heelal geskep het nie, om in ons plek te kom sterf, sodat ons, wanneer ons hom glo, die ewige lewe kan hê. Dankie daarvoor. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ons maak eintlik klaar met 1 Timoteus hierso, waar Paulus dan nou skryf vir 1 Timoteus. Is eintlik 'n mond vol hierdie laaste stukkie, vriende. Ek wil tog om te probeer klaarmaak, want ek wil van Maandag af wil ek 'n bietjie in die gees van die opbou na Goeie Vrydag toe van die tekste behandel, wat ons ook in die meditatiewe diens hanteer, en ook al vir julle meditasie geleentheid gee, soos die aande met die dienste. So Paulus kom praat hier so met Timoteus, nou het hy deur al hierdie goedjies gegaan, hy het nou, julle ken nou al die goeders, sê, gaan nou nie weer alles herhaal nie, en dan kom sê hy hierso vir hom, hoor hierso, hy sê, maar jy, hy praat met Timoteus, maar jy, man van God, vrou van God, moet van hierdie dinge af wegvlug. Nou watse dinge moet hy van af wegvlug? Hierdie gierigheid, hy sê pasop vir hierdie gierigheid, hy kom sê hierso vers 6, wat ons gelees het, die godsdienst is 'n groot wins, as iemand tevrede is met wat hy het, want ons het niks in die wêreld ingebring nie, ons kan ook niks daaruit wegneem nie, en ek wil sê, jy moet tevrede wees met wat jy kry.
As ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees, kom sê hy, eintlik vir al die predikante, pastore, priesters, maak nie saak waar jy is nie. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking. Hulle loop hulle vas in die stryk van baie sinlose en skadelike begeertes, waardeur mense in verderf en ondergang gestort word. Geldgierigheid is 'n wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal, daardeur het hulle self baie ellende op die hals gehaal. Nou dit gaan nie net is nie net te sê oor mense wat vir God voltyds werk soos Timoteus nie, né? Of predikante, pastore, priesters of wat, ek weet nie wat jy die ander noem nie. Dit gaan nie, ek dink dit gaan vir almal, as geldgierigheid moet ou na kyk. Geld het ons vir mekaar gesê is belangrik, maar geldgierigheid om net nog 'n huis en nog 'n kar en nog 'n kar te koop. Ek weet nie of dit is wat God wil hê nie. Ek en jy is rentmeesters van dit wat hy vir jou gee, want hy gee vir jou die geld, gesondheid en so aan. Ek dink jy moet in sy koninkryk saai. Dit is hoekom jy daar so is. Dis hoekom hy ook vir jou daai gifts gee om al daai goeders te doen, sodat sy evangelie uitgebrei kan word hier op aarde. Daarom, vriende, sê ek altyd, kerke het finansies nodig. Ons is 'n besigheid in die kleine, maar ons kan nêrens behalwe deur ons lidmate nie, né? So as jy nou 'n karre het en jy het nou al 5 karre en dit moet eintlik andersom wees. Ons moet eers sê, Here, wat wil U, en dan moet ons die ander goeders doen, maar ons draai mos nou die goed om. Ons sê ook baie keer vir mekaar, maar Here, ons gaan dit vir U gee, maar ek en jy kan baie keer kan ek en jy 10 keer meer gee, né? Maar ons doen dit nie. So besop vir geldgierigheid. Dit is maar die groot ding in die Bybel. Ek het laas ook al veel gesê toe ons so stil gestaan het 'n bietjie daarby. In die geld word die meeste in die Bybel oor gepraat. Meer as geloof, meer as gebed. So ongelooflik omdat geld baie keer wys waar jou skat is, né? So hy sê, man van God, besop moet jy nou val vir hierdie goeders nie, né? Dan gaan hy aan en sê, maar jy man van God moet van hierdie dinge af wegvlug. Waarna moet jy strewe sê, maar ek dink dit op alles van hom, op almal van ons dan van toepassing, né? Streef na opregtheid, né? Wees opreg. Vriende, dis die slegste om iemand te ontmoet wat vals is. Dis die slegste om met iemand omgang te hê wat jy weet nie waar jy staan met daai persoon nie, né? Dit is bad. Julle kan dit nou gaan uitpak. Is altyd lekker om dit uit te pak. Toewyding aan God. So vlug weg van hierdie ander gat. Wees opreg. Toewyding aan God. Ons het al vir my gesê, hoe wy ons toe aan God? Is ons waardes 'n lewende verhouding met God in Jesus se voetspore volg, toelaat dat die Heilige Gees deur jou werk. Nee, ek het nou baie met julle gepraat, juis in hierdie om in hierdie toewyding aan God te lewe, 'n lewende verhouding te hê, jy geloofsvormende gewoontes nodig. Jy moet by die Bybel uitkom, jy moet bid, jy moet mediteer, jy moet reflekteer, jy moet journal hou, jy moet memoriseer. Dis belangrik, né? Liefde is belangrik. Gaan lees maar weer 1 Johannes. Hy praat baie duidelik oor die liefde. 1 Johannes 3 vers 16. Die Bybel is vol daarvan. God is 'n God van liefde. Hy is Immanuel, God met ons. Hy het vir Jesus gestuur omdat hy die wêreld so lief gehad het, né? Pak 'n bietjie die liefde uit. Volharding. Wat is volharding? Wat beteken dit om te volhard in die geloof? Wat beteken dit? Gaan pak dit 'n bietjie uit. En dan minsaamheid wil ek by uitkom. Minsaamheid. Rig jou op 'n man van God, jy moet hierdie dinge streef na. Minsaamheid. Ek is interessant, ek het 'n bietjie gekyk wat beteken minsaamheid. Ou dink mos jy weet, maar jy weet nie eintlik nie. Minsaamheid beteken om vriendelik te wees. Hy's eintlik 'n woord wat 'n klomp goed saamvat. Minsaamheid beteken om vriendelik te wees, om saggeaard te wees, om toeganklik teenoor mense te wees. Iemand wat maklik met ander mense omgaan, wat 'n warm, aangename persoonlikheid het, né? So daai persoon is minsaam. Mense hou van daai ene, né? Minsaamheid beteken kortliks, dit gaan oor goeie maniere, dit gaan oor vriendelikheid, dit gaan oor 'n sagte geaardheid. Hy streef daarna, sê hy. Streef na minsaamheid. Minsaamheid onbemind. Ek dink die minsaamheid kom van bemind af. Onbemind te wees, streef na om bemind te wees, hè. Deurdat jy vriendelik is, deurdat jy toeganklik is, deurdat jy respek het vir mense, deurdat jy vriendelik is, deurdat jy saggaard is. Streef na minsaamheid. En dan, vriende, gaan ek skiep 'n bietjie aan en dan volstaan ek hierso, waar hy sê, jy Timoteus, jy Pieter, Jan, Koos, wie ook al, spoor hulle aan, spoor mense rondom jou aan, spoor mense aan om goed te doen, om ryk te wees in goeie dade, vrygewig en mededeelsaam. Kom sê hy sê en dan in die laaste stuk, vermy hierdie onheilige en sinlose praatjies en redenasies van die sogenaamde kennis, hy sê dit is in aanhalingstekens, soos dit verkeerdelik genoem word. Daar's mense wat daardie kennis aanhang en so van die geloof afgedwaal het. Daarvan het ons 'n hele paar voorbeelde in 'n predikant geleedere ook op hierdie stadium, né?
vriende, my 5 sent vandag hier, maar julle moet dit verder bietjie probeer uitpak hoor. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade en sy teenwoordigheid. Amen.